Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se Saamwees. Ek lees vanoggend vir ons 'n gedeelte weer daar uit Johannes 13. Ons lees dit verder. Ons lees daar vanaf verse 8. Onthou, ons het nou gister gelees van net so voor die viering van die Paasfees. Jesus het geweet dat die tyd is nou naby wat kom en hy het dan ook opgestaan, het die doek om sy of die handdoek om hom gebind. Hy het sy disippels se voete gewas. Hy het die werk van 'n slaaf gedoen. En dat Petrus dan ook vra, maar gaan jy my voete was? En dan dat Jesus vir hom sê, maar jy verstaan nie mooi. Jy verstaan nie mooi nie, jy sal later verstaan. Vanoggend lees ons verder, ons lees by Johannes 13 vanaf vers 8. Maar Petrus sê vir hom, U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel. En soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle. 'n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, en gelukkig is julle as julle dit ook doen. Natuurlik die gedeelte wat daarna volg, waar Jesus sy verraaier aanwys, en dan Jesus se heengaan wat naby is, Petrus wat regmaak om hom te verloon. Jesus het so laaste gesprek met hulle, of van sy laaste afspraak of afskeidsgesprekke met hulle daar by Johannes 14 rond, waar hy gereed maak, hulle eintlik voorberei vir iets wat hulle nog nie verstaan nie. Iets baie spesiaal, dit wat hy hier doen, voete was, en dan waar hy sê, maar hier is die voorbeeld. Nee, julle moet doen soos ek gedoen het. As ek julle voete was, dan moet julle ook mekaar se voete was. Dan dink ons aan hierdie week, en ons dink aan wat alles hierdie week met ons gebeur het, en wie die Here wil hê ons moet wees, en dit wat hy vir ons bewerkstellig het, en wie ons behoort te word, te danke aan, dit wat hy ook vir ons gedoen het. Net so met ons oog op wat Paasfees, Goeie Vrydag, Stil Saterdag, Opstandingssondag vir ons lê en wag. Mag iets van die gesindheid van die Here ook 'n gesindheid by my wek, as sy volgeling, as sy disipel, as sy kind, as iemand wat met oorgawe hom liefhet en hom dien, en bely ook dit wat hy vir ons gedoen het. Mag ons eie, mag hierdie week, wat nog oor is voor ons by Paasfees uitkom, of Opstandingssondag uitkom, mag dit vir ons wees, dat dit 'n tyd is van selfondersoek, en dat ek myself weer mag instel, en dat ek iets hier van Jesus se woorde mag hoor, oor wie ek behoort te wees, omdat hy vir ons kom wys het hoe. Kom ons bid saam. Here ons Here, ek bid vandag vir elkeen, ek bid vandag vir myself, en ons bid vir mekaar. Mag hierdie paar dae van hierdie heilige week wat nog oor is, mag dit ook vir ons 'n tyd wees van selfondersoek. Mag ons luister na Johannes 13, ons probeer indink aan die gebeure daar, ons luister na u woorde, en dan vra ons, Here, mag u Gees ons help, dat daar iets in ons gesindheid ook mag gebeur, oor dit wat u vir ons gedoen het. Amen. Mag ons 'n mooi en 'n geseënde dag hê. Mag jou dag vol wees van nadenke, diep dink, indink, belewennisse, van die Here se nabyheid, en dit wat hy ook van ons vra. Mooi bly.